Ek gee oor, wil myself verloor, vir die heerlikheid wat U wil ek hê. Met my hart wyd oop, van myself verstroop, vir U heerlikheid wat U wil ek hê. Dankie, dankie, dankie Here. Dankie vir 'n kerk wat vol van U genade sit. Wat vol van U liefde sit. Wat vol van U impak sit. En Here, mag ons ook dan vanoggend net besef hoe U magswoord alles in stand hou. En ons nooi U, Vader, Seun en Heilige Gees, om saam met ons hierdie spesiale dag te vier. Dankie vir U boodskap, en dankie vir U liefde en genade, en dankie dat ek dit kan bid in die naam van Jesus Christus, ons Verlosser. Amen. Nou ja, baie welkom aan al die broers en die susters en die mooi kinders. En dit is vir my lekker om hier te wees. Wat 'n lekker geleentheid is dit. Dankie vir die, hulle is nie 'n musiekfabriek nie. Hulle is die musiekbediening, so dankie vir die musiekbediening. Ons waardeer dit. Ons werk so in tandem saam. Ek en Delano daar, so dis 'n vennootskap, is die De Lange en die Delano vennootskap. Hy gaan vir ons blaai daar op die ding. So dankie Delano, julle kan hom gooi daar. En ek laat my maar lei deur dit wat ek op die skyfies gekry het. Maar nou, ek sien in my skyfies het ek iewers gesê, geleentheid vir dankoffers en offergawes. So, gaan maar nog aan, want ek dink ons is nou al klaar deur hy keer, ander gaan daar nou 'n paar ouens uithardloop. Dis my lekker geleentheid om hier te wees. Ek sê dankie vir die gemeenteraad wat gekom het en vir my gevra het. En skryf vir my nog eenetjie aan. En nog een, daar is hy. Ek wil graag met jou vanoggend, met jou 'n gedeelte net deel. En dit gaan so 'n bietjie anderster wees. Want as ek amper deur my preek is, dan gaan ons eers die teks lees. So gewoonlik lees ons nou eers in die begin van die teks, en dan gaan jy aan, maar ons gaan nie nou die teks lees nie, ons gaan aan die einde gaan ons by die teks uitkom. Ek kom vanmôre met 'n vraag na jou toe, en sê, dis Vadersdag, en hoe loop jou storie? Nou, onlangs het ek en Amanda bietjie daar deur die Noord-Kaap getoer. Ons het so gery van plek tot plek. En dit was nogal interessant as jy daar gaan, daai ouens praat mos anderster, né? Hulle praat nie van ek nie, as ek. En dan het hulle nog anders sê goed ook. So is interessant as jy by hulle gaan kom, en dan een van die goed wat die ou gesê het, maar hoe het julle geloop? En ons ry toe daar van Pofadder, toe Springbok, en toe ons al by Springbok oor die berg gaan, toe weet ons gaan nou na Kleinsee toe. En daar kap ons so wit kalkpaadjie. Dis daar waar hulle die eerste kopermyne in die land gehad het. En nou trek ons daar weg, en is so wit kalkpaadjie, en ons ry met hierdie ou karretjie van Amanda, hierdie Ertigaatjie, so jy kan so 40, 50, miskien 60, maar as jy 60, nee, gelukkig het ek is hy nie val staan, en die anders het op die sitplek gelê. Dan ruk hy ding jou so. So, ons ry, en ons kom by ou einde, kom ons na baie kilometer, kom ons by Kleinsee aan. En dis nou waar 'n deel van die preek sy oorsprong het. En die ouens sê, maar, hoe het jy gery? Ja, dis nou logies, het met 'n kar gery. Nee, maar, watter pad het jy gevat? Die pad gevat tussen Pofadder en Kleinsee. So wit kalk, het jy die wit pad gery? Nee broer, jy moes die rooi pad gery het.
Die rooi pad's baie makliker om te ry. En dis waaroor ek toe nou sê, toe ek nou so ruk terug, toe Madel my bel en sê, jy moet 'n boodskap kom bring op Vadersdag, toe sit heel eerste gedeelte om te sê, maar hoe loop jou storie? Hoe loop jou pad? Is jy op die wit pad, of is jy op die rooi pad? Want almal met ons in Kleinsee gesels het ons half naderhand so met bewondering aangekyk. Hierdie wit pad, met daai kar, deurgekom, niks afgebreek nie. Nee, ons het die wit pad gery. So, maar daar was blykbaar 'n rooi pad. En nou wil ek partykeer, jy weet, hier's nou 'n lot pappas wat hier so sit. Partykeer manne, dan stap ons ook die wit pad, né? Dink ons die wit pad is die mooi pad. En op die ou ene dan lê ons valstande op die sitplek. En eintlik is daar 'n rooi pad wat ons kon stap. So, die Heilige Gees het 'n indrukwekkende pad met my gestap met hierdie diens. So as ek baie opgewonde en entoesiasties klink, dan verskoon my. Dis nie ek nie, dis die Heilige Gees se inspraak wat hy gehad het met hierdie ding. Want toe ek's op pad Delmas toe, my foon lui en is Madel op die foon en sy sê, wil jy Vadersdag preek vat hier by die Delmas familiekerk? En ek sê ja. En toe ek sê ja, toe is die teksvers klaar in my kop. Ek's besig om te ry, man. Ek het nie nodig vir hierdie een moment nie. Ek's besig om te ry en boem, gee my die teksvers. En ek sê, Here, dis lekker. Laat ons hom vat. Laat ons hom met hom hardloop. En as die Here se humor is so indrukwekkend, dan kry ek niks nie. Dan in die oggend staan ek op en dan gaan stort ek. En as ek so onder hy stort staan, dan kom maar nog 'n dingetjie. Sê ek, dankie Here, nog 'n dingetjie. So ek wil vir julle sê, ek is eintlik nou met hierdie diens, dit wat ek gekry het, as ek skoon gewas, hoor. Ek is amper deur gewas met dit wat ek het. En dan, ek wil tog vir jou nou al sê, gaan kyk na die slotlied. Want die slotlied, soos wat ons nou met Vadersdag geskenke vir mekaar gee, is die slotlied, is nou my geskenk aan julle, maar julle gaan dit vir julle self sing. So aangaan. Laas was ek by julle en ek sê, hoe het julle storie geloop, van laas wat ek julle gesien het tot nou toe? Onthou julle, die wat nou storie? Ek het 'n wat nou diens gehad, en ek het gesê, dit is so mooi, God en almal sigbaar. Toe het ons oorgegaan na 'n volgende en toe ons gesê, wat nou? God is aan almal sigbaar en sê, is alles oukei? Is alles reg? In die volgende het ons ook gehad, onthou julle daai lewe tot lewe, daai wat jy die suurstof vir die ander ou gee, en ek het nog daar gepraat van, nou dat dit bietjie donker is, kan julle mooi sien, trek die vrou die arme man uit die see uit, hy is moeg, hy is teen die grond, hy kan nie meer nie. So, en ek sê, wat nou, van die vorige diens af tot nou toe, wat is in almal sigbaar, en toe skuif ons aan, en nou sê ek, hoe loop julle familiekerk se storie? Want ek het gehoor, daar is groei. Liewe, dis interessant van dit. Onthou julle, ek het gepraat van die 5voudige bediening laas keer. En ons het almal gewys, ons het gesê, die apostel, hy wat uitstaan, die profeet, die ou wat wys, hierdie ou wat so die langste vinger in die hand is, wat sê die evangelis, hy staan uit tussen al die mense, die herder wat die ring dra, en toe het ons gesê, maar julle sit eintlik sonder die pinkie, né? Nou die familiekerk 'n pinkie gegroei. So, daar's 'n pinkie gegroei. Dis die mooi van die saak. En die ander 4 vingers is nog altyd daar. So, hoe loop julle storie? En hoe loop julle storie nou dat die pinkie gaan inkom? En toe ek oor hierdie konsep van die pinkie, toe ervaar ek duidelik dat die Here sê, maar daar's iets wat julle moet doen met die pinkie, en dis op die volgende ene, sê, daar's 'n pinkie, daar's 'n dominee of 'n dokter, Pieter Kotse, en Shanay, en Simon, en Josia, en hulle is op pad. Hulle kan net op pad wees, as ons vir hulle 'n gebed gaan doen. Hulle kan net op pad wees, as hulle 'n salwing hierso kry. En dit is belangrik dat julle die mense is wat hulle moet salf. 1 Samuel 16 vers 13 sê, so toe neem Samuel die olie, en hy salf hom in die teenwoordigheid van sy broers, en die gees van die Here het van die dag af oor Dawid vaardig geword. En toe ek hierdie teksvers kry, toe sê ek,
Ek spreek die wens uit, dat Dominee Dr. Pieter Kotse vaardig sal word, saam met julle as 'n familiekerk. En mag dit so wees. En kom ons bid vir hulle nou, daai gesin. Ek hou hulle so vas op die skerm. En jy kan ook so vashou. Net so as 'n gesin, of jy so vashou, of jy so vashou, ek hou hulle vas. En ek gaan 'n gebed vir hulle maak. Hemelse Vader, dankie Here. Dankie dat ons kan bid vir hierdie vaardigheid, wat oor hierdie Kotse gesin, hierdie leraar egpaar, nou sal kom. En dat ons dit kan vra uit u hand uit vir hulle. Here, mag hulle gekoester word in die omgewing waar hulle nou gaan wees. Mag hulle geliefd dit ervaar, wat u Heilige Gees, u Jesus Christus en u God Skepper van die heelal, vir hulle alreeds eeue terug voorsien het in u skepingsplan vir hulle. Here, mag daar seën wees oor hulle kinders ook. Simon van 4 jaar oud en Josha van 4 maande. En mag hulle hier 'n absolute tuiste vind in die waarheid en in die kennis en in u liefde en u voorsiening en seën. Hier in Delmas, by hierdie unieke familiekerk. Dankie Here dat ons dit kan bid en dat ons dit kan bid in die naam van Jesus Christus ons verlosser. Amen. En dan besef ek, dinge verander mos. Kyk, jare terug het, as jy nou mooi na die ding gaan kyk, het ons onderklere gedra met die etikette na agter. Nou as jy onderklere aantrek, so die etiket voor. Dit het mos verander. Dan die ander kant is truie. Truie is mos nou so, jy moet hom optrek, dat almal jou gordel sien. In ons tyd het hulle ons by die skool, ons basse geslaan as die trui opgetrek was, en sê, trek die ding af. Jy weet, en dan sien ek nou die laaste tyd, een van die ander modegoeders, as die vrouens dra, as jy gaan kyk aan na die Voortrekker monument, dan sien jy ou Piet Retief, hulle het kruithorings gedra, met so 'n kruitsak, hier oor die skouer. Nou dra die vrouens hulle handsakke so oor die skouer. So dit is indrukwekkend hoe dinge verander, maar dit is net so indrukwekkend, dat jy kry nou sit daar, dat die meeste ouens, wat jy kry as leraars, is dokters of dominees. Nou daar is ook 'n strategie daaraan, want jy kry mos nou 'n man, dan sê, hy wil nou nie sê, ek gaan na die dominee toe gaan. Kom, wat is fout met jou? Maar as jy nou sê, ek gaan na die dokter toe, sê vrou, haai, shame. Jy is nou redelik siek, hoor. So weet jy my man, ja, gaan maar gerus dokter toe. Nou, dan eindig hy nou nie daar by Medikliniek op nie, dan kom hy in Hospitaalstraat af. Lekker profeties, kom hy in Hospitaalstraat af, dan kan hy die dokter kom sien. So mag dokter Pieter Kotse 'n paar pasiënte ook kry, in die tyd wat hy met julle gaan werk. En mag julle ook dan guns kry uit dit uit. Ek wil graag begin. Hoe loop jou storie? Vadersdag, 15 Junie 2025. En ons kan nie praat oor Vadersdag as ek nie vir julle verduidelik van die oorsprong van Vadersdag. Nou die eintlike oorsprong van Vadersdag is in 1910. Daar's 'n vrou met die naam van Sonora Smart Dot, en ek dink sy was nog miskien smart in die sin dat sy bietjie skerp was, en sy het die idee voorgestel om vaders te vereer. Haar pa het 6 kinders grootgemaak, sonder 'n vrou. Hy was 'n oorlogsveteraan. En sy het gesê sy wil hom erken vir sy toewyding. En dit het so aangehou, dat in 1966 het dit amptelik, is dit erken in die VSA. Vandag word Vadersdag in baie lande gevier. Verskillende datums, Italië vier dit op die 19de Maart, Pole vier dit op die 23ste Junie, ons vier dit gewoonlik op die 2de of die 3de Sondag in Junie maand. So, gelukkige Vadersdag. Manne, julle wat hier so sit, elkeen wat hier sit, gelukkige Vadersdag. En net om vir julle aptyd te wek, volgende skyfie, het ek daar vir julle, jy kry maar so rostrum, dan kry jy trappe van vergelyking. Nou daar's vir julle trappe van vergelyking vir Vadersdag, né? Jy kry jou Vadersdag special daar op die linkerkant, wat gewoonlik is dit sakdoeke of 'n das.
En dan kan jy gaan kyk, jy weet, jy kan self gaan en bietjie na die Leeu en Safari Park toe gaan, en dan het ander ouens, hulle praat nie eens meer van 'n Vadersdag nie, dit was nogal vir my indrukwekkend, daai ou, hy sê, dis nie 'n Father's Day special nie, is sommer 'n Father's Week special. So nou raak jy ouens nogal redelik erg met hierdie ding. Maar, dit is die reklame, dis die media, dis nie die goed wat ek met jou wil gesels vandag nie. Kom ons plaas almal wat teenwoordig is, net in die regte groepering. En kom ons doen 2 toetse. Ek wil net 2 toetse doen. En jy moet nou saamwerk asseblief. Kyk bietjie na jou naels. Kyk na jou naels. So, kyk na jou naels. En dan hoeveel kleure sien jy dan? Goed. Net die groepering, om net te sê gou, kom ons kyk nou 'n bietjie na die groepering, om eintlik te demonstreer dat ons is verskillend. Want as ek sê, kyk na jou naels, dan vat 'n vrou dadelik, sy kap hy ding so. Dan kyk sy hom so, né? Sy kyk die hele prentjie. En as jy 'n man sê, kyk na jou naels, dan maak hy so. Dan kyk hierdie goeters fyn. En dit is nogal indrukwekkend, want die Here het dit binne in ons gesit. I mean, toe ek nou gesê het, kyk na die naels, het al die manne nie sekerlik. Né? En die vrouens het skielik so begin kyk. Nee, sê, die man moes so kyk, dat daar nie vuilheid in hierdie naal is. Want hy is eintlik, jare terug, is hy die jagter, hy moes fyn fokus. Die vrou nie. Sy kyk so. Dis waaroor dit vir hulle ure vat in die mall. Want hulle tiedel daar, pluk hier 'n bessie, pak daar 'n blommetjie, en dis hoe hulle funksioneer. Dis hoe hulle aan mekaar gesit is. Maar manne nie, hulle is gefokus. Ek vat daar, kom ons ry, boep, daar gaan ons. So, dan hoeveel kleure sien jy? Want jy sien, hoe kyk jy? Hoe het jy nou so pas gekyk? Manne, hoe het julle gekyk? Vrouens, hoe het julle gekyk? Nou, die volgende een is, wat sien jy? Hoeveel kleure sien jy daar? As ek nou vir die manne sê, enetjie terug, Delano, daar sê, as ek vir die manne sê, hoeveel kleure sien jy? Dan sê die ou, ek kan violet, miskien, blou, groen, geel, oranje, rooi. Sê vir die vrou, dan sê sy, ek sien wit, indigo, ek het nog nooit geweet, ek kan dit nog nooit omskryf, wat is indigo nie. Maar ek het dit geleer op skool, want anders het my bas gebrand. So, wit, indigo, violet, blou, groen, geel, oranje, rooi. Dan sien ek die spektrum. En as jy vir 'n vrou vra, wat's daai wit? Dan begin sy weg te trek met polar white en ice coffee white en paper white en 265 kleure white. En dan sy nog nie eers by indigo nie. Né? So, dis die uniekheid om te sê, maar hoe kyk jy en wat sien jy? En dis wat ek vir jou ook vandag wil vra, hoe kyk jy vandag na vaderskap? En wat sien jy in terme van vaderskap? Nou kan ons skuif na die volgende prentjie toe, want gaan ons na vaderskap toe, dan sê ons, maar kom ons kyk bietjie, hoe kyk ons en wat sien ons? En as ons na vaderskap kyk, dan sê ek volgens die handwoordeboek van die Afrikaanse taal, die HT, dan sê hy, 'n vader is 'n manlike ouer. Ons het nou so pas mos nou in die vorige ding bepaal, wie's nou mans en wie's vrouens, né? So, dis 'n manlike ouer, wat een of meer kinders het. En dan sê ou, dis die natuurlike, dis die regte manier. Ek was self verbaas toe ek begin om te kyk en sê, maar kom ons brei bietjie die konsep van vader so bietjie meer uit. Dan sê hy, dit kan ook verwys van iemand wat soos 'n vader sorg. So die woordjie sorg is 'n redelike belangrike ding. Of in die plek van 'n vader optree. Is net so belangrik. En toe kom hy, en hy sê die volgende, hy sê, verder kan dit beteken, interessant, 'n grondleer. Ek dink dit kan net sowel kon ons vir die ou gesê het, dit kan beteken 'n ou wat plak, wat jy nie kan wegkry nie, né? So 'n grondleer, dit kan beteken 'n uitvinder, dit kan beteken 'n stigter, dit kan beteken 'n skepper, of 'n voorganger. En dis wat 'n vader is. As jy hier met 'n unieke idee sit, dan is jy ook vader van daai idee. Dis die mooi daarvan.
Jy weet, die Wright broers. Daai ouens het nie eendag wat so gevlieg het, daar by Kitty Hawk, in die begin, net in 1900s. Hulle het nie eendag die twee mekaar so gekyk, sê, Boetie, gaan ons vlieg? Ja nee, kom ons gaan vlieg. Ons gaan gou daar in die garage, ons vat 'n fietsie en dan gaan vlieg ons. Hulle het vir jare die goed aan mekaar gesit. En as jy vandag verwys na vlug, dan sê hulle, die lugvaart se vader is die Wright broers. Vaderskap strek dus verder as net, ek het 'n paar orrelpypies. Vaderskap is met ander woorde 'n deel waar jy 'n verbintenis het. Jy's 'n uitvinder, jy's 'n stigter, jy's 'n skepper. Jy's 'n plaasvervanger. Skuif vir my na die volgende een toe, maar wanneer ons oor vaderskap praat, en ek praat van, hoe loop jou storie? Dan is daar ook vaders, wat ons verloor het. En nou wil ek vir jou vra, was daai vir jou 'n verlies, of was dit vir jou 'n verlossing? Dis nie 'n lekker ene nie, né? Maar vir party ouers is vaderskap, as jy 'n vader verloor het, is dit 'n verlies. En ander sê, dankie tog, dit is 'n verlossing. En toe ek van daar verder gaan, toe sê ek, wag 'n bietjie, skuif vir my een aan. Ek wil hê, daai het ek nou vir jou gesit, want ek wil hê, het moet so 'n bietjie in jou kop net hier agter sit. En toe ek die verduideliking van vaderskap gaan kry, in die vergelyking daarvan, in die omskrywing daarvan, toe ervaar ek dat die Heilige Gees vir my sê, gaan terug na Genesis 1 vers 1 en 2. Afrikaans 83 vertaling sê, in die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar, dit was donker op die diep waters, maar die Gees van God het oor die waters gesweef. En wanneer ons na dit gaan kyk, dan sê ek, die interessant van dit is, as ons na daai teksvers kyk, is dat God die Vader skep. Hy skep in die teenwoordigheid van die drie eenheid, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En wanneer hy skep hy dit in 'n bepaalde atmosfeer. En daai atmosfeer bly. Jy het dit ervaar vanmôre toe jy opgestaan het. Die skepping wat God in daai atmosfeer geskep het. Die kragtige skeppingswoorde van hom, wat alles in stand hou. Jy het dit ervaar. Van die skepping af tot vandag toe, is dit 'n atmosfeer wat hy geskep het. En daai atmosfeer is vir my en vir jou die guns wat hy vir ons gee. Die liefde wat hy vir ons gee. Die genade wat hy vir ons gee. Maar weet julle wat's interessant? Ek kan ook gaan skep. Maar partykeer, manne, dan skep ons met die onheilige drie-eenheid. Me, myself and I. En wanneer ek met die onheilige drie-eenheid skep, dan skep ek ook 'n atmosfeer. En dan bly daai atmosfeer ook. Maar hoe bly daai atmosfeer? Dan bly daai atmosfeer, wat ek nou gesels het en gesê het, gaan kyk 'n bietjie, is dit 'n verlies of is dit 'n verlossing, as jy terugdink. Dis die twee kante. God skep vir ons, en hy skep met sy drie-eenheid. Of ek kan partykeer, sonder sy inspraak, ek kan my rug so draai op hom, en ek kan sê, dis die me, myself en I skepping wat hier plaasvind, en wat is die atmosfeer waarin ek dit gaan skep. Jy weet, as ons gaan kyk na, hoe loop die storie, dan is dit indrukwekkend, dat in die evangelies, gebruik Jesus die term Vader meer as 170 keer. So, wanneer Jesus skep, met wie se impak en wie se inspraak skep hy? Hy skep met die Vader se inspraak. En wanneer hy dit skep, dan sê hy, in die Nuwe Testament kom 245 keer, kom net die woord Vader voor. Maar Jesus praat nie net van die Vader nie, hy praat van 'n Arameese Abba.
Here, U is die een wat my dra. Hy is die Abba. Hy is my pa. Hy is my pappa. Hy is 'n persoonlike verhouding met God. 'n Baie unieke persoonlike verhouding met God. Die aanspreekvorm Vader was nie net vir Jesus maar 'n titel nie. Maar deur dit het hy gepraat van die liefdevolle sorg en die getrouheid van God, om dit te beklemtoon. Dis vir hom so belangrik, dat hy vir sy disippels, as hulle sê, leer ons bid, dan sê hy, kom, ek gaan julle verduidelik van die Onse Vader. En leer hy vir hulle die Onse Vader, op 'n unieke manier. Ek sê daarso, hoe loop jou storie? Skepping vind slegs plaas wanneer daar harmonie is. Dis al hoe dit kan plaasvind. Ouens, as ek besig is om daar by my huis, ek hou van beskuitbak, ek kan dit nie glo nie, ne? Maar as ek beskuitbak by my huis, dan kan ek nie die hele resep volg en op die ou einde sê ek, en 3 punte motorolie. Kom ek gooi dit net in daar. Nee. Of 'n halwe bottel brandspiritus. As by skyp bietjie so woema gee. Kan nie. Daar moet harmonie wees wanneer jy skep. Manne, daar moet harmonie wees wanneer jy gaan skep. Maar dit vind ook plaas in die teenwoordigheid van 'n spesifieke atmosfeer, en daai atmosfeer bly. Ek het jou nou aan 'n atmosfeer herinner. Die van julle wat bietjie ouer is, wat al 'n pa verloor het, toe ek nou gepraat het oor verlies of verlossing, het ek dadelik vir jou na die atmosfeer toe gebring, waarin jy ook betrokke was. Hoe lyk die atmosfeer waarin jy betrokke was? Jy sien, want dit is belangrik. As ons gaan kyk na hoe loop jou storie. Nou, gaan kyk na daai seentjie. Dis baie van julle wat al reeds pappas is, wat al deur die goed gegaan het, né? Daar toe ek op universiteit was, het ons geleer, jy kry 'n baba, Peter, kleuter, puber, adolescent en dan 'n volwassene. Soos die fases waar deur die goed gaan. Maar daai klein seentjie wat met daai blokkies speel, hy bou daai ding. Maar hy bou nie net daai ding nie, hy wil hom vir jou kom wys. Hy wil vir jou kom wys, kyk hierso. Kyk wat is die atmosfeer waarin ek hierdie ding. En toe ek met hierdie konsep is, en ek ry een oggend, ry ek Delmas toe ry daar 'n vragmotor voor my, jy kan dit nie so mooi sien nie, is daar op ons brug, ons spoorwegbrug afgeneem, toe ry die vragmotor voor my, en toe besef ek, maar dis net so waar van groot manne ook, daar staan Dirk Lotter vervoer. Ou Dirk Lotter is besig om net so lekker te speel. Net so lekker te speel, soos wat hy jare terug gespeel het, want hy sit sy naam op die goeters, en dan word daai waarheid mos so. Jy weet, my seuns, toe hulle jong, klein kannetjies was, maar hierdie tyd van die jaar, dan gooi hulle die mielies so op die mat uit, en dan het hulle stroper, dan stroop hulle daai mielies so. En dan sit al die klanke, en al die goed wat daarmee gepaard gaan, en die waas vol, en dan ry hulle om silo toe. En hierdie ou is die silo een, en daai is die stroper een, né? Nou weet julle wat, hulle doen dit nog steeds. Die speelgoed is net groter, dis al. Is dit nie typies so nie? Die manne se speelgoed word net groter, dis al. Maar ons wil 'n nalatenskap wil ons daar plaas. Ons wil in 'n spesifieke atmosfeer dit doen. Ons wil hê daai atmosfeer moet blywend wees. En dis waaroor ons 'n bemoeienis met ons kinders het. Ek vra jou, wat skep jy vandag? En hoe lyk die atmosfeer waar binne jy skep? Hey pa, ek het mos nou vir jou genoeg info gegee, dat jy jouself in enige van daai kategorieë van pa wees kan plaas. Dan is dit selfs die ouens wat nog nie kinders het nie, is ook al reeds in 'n deel van 'n pa wees. So,
Maar die Bybel sê ek is 'n priester en ek is 'n koning, ek is 'n profeet. El Shaddai het dit so mooi verduidelik hiervoor. Ek gaan nog kerk toe ook. So, ek is reg, ek is in die regte atmosfeer. Maar weet jy, daar was slegte priesters in die Bybel ook. Daar was slegte konings en daar was slegte profete. Patetiese goed. Wat heeltemal van die pad af was. Maar hulle het ook hulle self konings, priesters en profete genoem. Ouens, die kerk red jou nie. Dis Jesus Christus wat jou red. Hoe loop jou storie? Ek kry daai mooi teks, hy sê, goeiemôre, mag jy, wanneer jy vanoggend die gordyn ooptrek, die nuwe dag gaan skou, of dit nou koue, sonskyn of reën is, die dag met oorgawe aanpak, omdat elke dag aan die Here behoort, mooi loop. Hey man, dis mooi, man. Stuur dit sommer net so vir 'n paar ouens, mooi loop, pragtig. En wat se gemors gaan skryf ek daar in rooi? Nie goed genoeg nie. Want dit is nie goed genoeg nie. Want hoe dink jy voel hy blomme as hy olifant klaar deur dit gestap het? Plat getrap. En die ander interessant is, hierdie ding sê, mag dit aan die Here behoort met 'n D, daar is nog 'n spelfout ook op die ding. So is nie goed genoeg nie. Hoe loop jou storie? Volgende een. Hey man, ek doen my beste. Ek is die ou wat die familie aan die gang hou. Is nie goed genoeg nie, Boeta. Dis nie goed genoeg nie, papa. Een van die eerste gedagtes, toe ek nou vir julle vertel, staan ek aan in die stort, vra ek vir die Here, gee my inspraak oor hierdie ding. Sê ek, maar Here, die man is sorg daarin, en sê hy, wat maak dit om anderster as hy geld vir sy vrou gee, of hy gee geld vir die karwag? Dit is nie goed genoeg nie. Ek ken die Bybel, man. Volgende een. Ken hom reg deur, van voor tot agter. Kan al die Bybelboeke opsê. Is nie goed genoeg nie. Is nie goed genoeg nie. Dis sien, as jy na die volgende een gaan kyk, en sê hy, die tyd is besig om aan te stap, manne. Die tyd is besig om aan te stap. Ons moet by 'n punt in ons lewe kan kom, waar ons die verskil gaan maak, wanneer dit goed genoeg is. En ek kom nie, en ek is besig om julle te probeer platslaan teen 'n muur vandag nie. Ek kom gesels met julle, want ek was self ook daar. Ek het by al van daai goeters het ek gedoen, ek het dit gemaak, ek het so opgetree, en ek het elke keer besef, dis nie goed genoeg nie. En die tyd het ook vir my begin uitloop. Dis nie goed genoeg nie. Ek is nie die pa wat die Here my toe geroep het nie. Ek skep nie die atmosfeer wat reg is vir my gesin nie. Hierdie stuk atmosfeer wat ek skep, is nie blywend nie. Die tyd loop uit. Want hoe moet jou storie loop? Volgende een vir my. Jy moet tot bekering kom. Jy moet tot bekering kom. Jy's reël reg op pad hier. Jy dink jy's besig om al die regte dinge te doen. Me, myself and I. Maar weet jy wat? Jy's op pad hel toe. En die beste van alles is as jy trek nog jou gesin ook saam. Jy moet omdraai. Jy moet jou rug op hierdie goeters keer. Jy moet begin glo en jy moet laat Jesus jou lei. En as Jesus jou lei, dan ek het so bietjie vuil gespeel, hoor, toe ek die vorige of daai ene gesit het. Geef vir my daai volgende. As Jesus jou lei, is daar nie meer verlies of verlossing, daar's voorbereiding. Dan berei jy voor, want dan is jy besig om nie net jouself voor te berei nie, maar dan is jy besig om jou vrou voor te berei, jy's besig om jou kinders voor te berei, jy's besig om jou kleinkinders voor te berei, jy's besig om 'n gemeenskap in jou werksplek voor te berei. Voor te berei in dit wat die Here graag wil hê, ek en jy moet wees. Dan berei hy ons voor. Ons arriveer nie skielik nie. God berei ons elke dag voor.
Hy berei ons voor om dan op 'n sekere manier die lewe te kan hanteer. Jy sien, dan berei hy my so voor, dat wanneer my foon lui, en ek sien is my vrou, en ek kyk, dan kyk ek hom nie so, en sê, wat? Dit gebeur mos manne, ne? Partykeer raak ons vrouens en ons kinders ons gemaklikste slaansakke. Ek het nie nou tyd nie, praat gou, ek is besig, ek sorg vir julle. Hoe lyk die atmosfeer? Hoe lyk die atmosfeer? Hoe voel die atmosfeer? En hoe lank is die atmosfeer? Ek wou dit nie sê nie, maar gaan dit tog sê. Ek kom 'n paar jaar terug, kom ek by 'n inbraak. En dit was 'n sogenaamde hit and run. Die ouens het ingekom, ou se deur afgebreek, sy TV gevat, en sy mooi musieksentrum en haar gat hulle. En nou is jy baie kwaad. Gelukkig het ek 'n alibi, ek was by my vrou. Maar op wie haal hy sy kwaad uit? Op my. Hy sê, kom ek by my huis draai. Ek is nie tevrede met wat gebeur het. Hoe meer ek vir hom verduidelik en sê, dis die tydsbestek, het in 'n minuut gebeur. Hoe meer verstaan hy die ou nie. Maar in die proses, kom sy dogtertjie so by die huis in, en sy trek so aan sy kleer, sy sê, papa, kyk hier, en sy het so sketsie gemaak. So kleintjie. En hy man is kwaad, en hy's moeilik. En naderhand draai die kind maar net om, en sy stap net uit. En sy gaan sit daar buite. En ek sal my altyd bybly. Sy sit so grassies en uitblik, met die sketsie so langsel. En ek besef, jou haas, jy het so pas 'n geleentheid van 'n lewe gemis. Jy kon vir my gesê het, wag, my kind wil my iets wys. En dan kon ons verder aangegaan het. Hoe was daai ou voorberei? Nee, sien ek ook. Hoe was ek voorberei? Julle 'n paar jaar terug, toe Isak so 'n klein chokkertjie is, sê ek, luister, dis 'n goeie ding, moet jou leer om jou skoene vas te maak. En dit is die middag, en die trekkers kom in, en my seun is opgewonde, en hy wil graag na die trekkers toe gaan. En ek sê, jy sal luister, en jy sal hy skoen vasmaak, en jy gaan dit nou so doen, en daar's nie 'n ander manier nie, want dit is die manier waarop dit gedoen gaan word. En ek praat sonder 'n hart, en ek praat sonder empatie, en ek ontneem hom van 'n moment. Ek skep 'n vrot atmosfeer. En 'n rukkie later sê een van die arbeidsterapeute, maar daar's iets fout met jou kind. Hy sê, is niks nie man, hy kind is reg. Op 21-jarige ouderdom kan ek in hy sit, en ek kan vir hom sê, nadat die Here dit vir my gewys het, seun, kom ons gaan weer terug na daai dag toe, en ons gaan maak weer jou skoene vas, maar kom ek doen dit, soos wat ek het moes gedoen het. Jy sien, toe dit die beste part van 15 jaar gevat, wat die Here my voorberei het, dat ek besef, hoeveel skade ek eintlik vir hom gedoen het. Moes jy voorberei vandag, Boeta? Moes jy voorberei, en met die genade van die Heilige Gees, met sy impak, met Jesus Christus se genesing, kon ons weer die skoenles gehad het. En was dit 'n helende proses om te doen. Maar hoe's ek en jy as vaders voorberei vandag? Dit gaan nie oor verlies nie, dit gaan nie oor verlossing nie. Dit gaan oor voorbereiding. Hoe's ons voorberei?
Jy weet toe Josef hier deur sy tienerjare gaan, op 'n kol leef hy daar en ek leef hierso. Kyk, jy kan dit gaan lees in die Bybel ook, né? As jy daar lees van Abraham en Isak. Dis ook om my hom wou offer het. Was 14 jaar oud. Né? Maar ons leef so. En ek weet nie wat om te doen nie, want ek voel net nie, daar's net nie deurbraak. En ek gaan een aand, ek net so in sy kamer, en hy's besig om sy huis te doen, en ek gaan lê net so op sy bed. Ek gaan lê net. En 'n halfuur later staan ek op, en ek stap weer uit. En as ek uitstap, sê hy, dankie pa. Dankie pa. Dis voorbereiding, ouens. Maleagi 4. En ek's aan die einde van my kyk, ek kan nie preek nie. Ek mag nie, want ek het nie papiere nie. Ek kan net praat. Maleagi 4 wil ek graag hê, moet jy 'n bietjie vir my kyk vanmôre. Hy sê die dag kom en hy brand soos 'n oond. Die wat teen God in opstand is, almal wat verkeerd doen, sal die kaf wees. Hulle sal verbrand word deur die dag wat kom, sê die Here die Almagtige. Daar sal van hulle nie 'n wortel, nie 'n tak oorbly nie. Maar julle wat eerbied het vir my naam, sal die son van redding skyn met genesing in sy strale. Mag dit vir jou as gesin so wees. Julle sal vry word en bokspring soos vetgemaakte kalvers. Julle sal die goddeloses vertrap dat hulle so stof onder julle voete word. Die dag as ek ingryp, sê die Here die Almagtige, ek gaan vir julle die profeet Elia stuur. Jy moet gaan sien die konteks waarin dit geskryf is in die Ou Testament. Onthou die wet van my dienaar Moses, die voorskrifte en die bepalings wat ek aan hom by Horeb gegee het vir die hele Israel. Ek gaan vir julle die profeet Elia stuur voordat die dag van die Here kom, die groot, die verskriklike dag. En dan sê vers 6, en dit is hoe die Ou Testament afsluit. En dan is daar eers 400 jaar later, dan is daar regtig eers weer, wanneer God begin praat, wanneer daar iets gebeur in die Nuwe Testament, dan sê hy, Elia sal vaders en kinders met mekaar versoen. Ouens, dit is vaderskap. Sodat ek nie hoef te kom en die land heeltemal vernietig nie. Dis 'n harde woord hier. Maar papa, ek vra jou vandag, ek het vir jou in die begin, ek begin met 'n prentjie van mosaïek, en ek vra jou, hoe lyk jou mosaïek vandag? Het jou kind jou al met lof en aanbidding op jou lippe gehoor? Of ken jou kind al jou skelwoorde? Ek vra jou. Want dis 'n ding wat jy vir jouself moet uitmaak vandag. Hoe lyk jou geduld? Hoe lyk die atmosfeer wat jy skep as jy nou hier uitry? Tot die eerste taxi voor jou indraai. Hoe lyk daai atmosfeer? Wat is ek besig om te skep? Ag nee, weet jy, nou en dan moet ons so 'n bietjie uithak, man. Ons moet 'n bietjie uit ons vel uitkom. Ons moet 'n bietjie uit ons kas uitklim. So jou kind het jou meermale dronk gesien in die wêreld as wat hy jou gesien het, dronk van geloof. Wat ken jou kind van jou? Nee, moenie vir pa praat nie, jy weet hy's ongeduldig. Hoekom moet daai etiket aan jou hang, boete? Vir wat? Nee, ek is nou maar so gemaak, jy weet. Oupa was so en pa was so, nou hoe kan ek dan anders wees? Juis kan jy dan anders wees. Juis kan jy dan by 'n punt kom en sê, ek gaan
hierdie atmosfeer breek. Ek gaan dit nie meer toelaat nie. Dis waar ek vir jou 'n mosaïek geskets het. Jy sien, 'n mosaïek is opgemaak uit 'n lot gebreekte stukkies, maar die gebreekte stukkies maak sin. En van hier tot hier is ons gebreekte mense. Maar dit maak sin as ons in die waarheid is van Jesus Christus. As ons vra dat hy ons sal rig en vorm en lei. Ek vra vir jou vanmôre, volgende een asseblief te laan. Ek sê, maak 'n voorraadopname van jou lewe. Wie noem jy vandag Vader, Abba of Papa? Hoe tree jy op? Nie net hier by die kerk nie, ouens, is maklik by die kerk. Maar hoe tree jy op by jou huis? Hoe tree jy op in jou gemeenskap? Jy sê, die lagtoets. Ek het daar 'n lagtoets. Ek sê die lagtoets is die belangrikste. Hulle sê daar's 'n ou Zulu spreekwoord wat sê, jy sal weet wie jy is, want mense sal of lag as jy na hulle toe aangestap kom, of hulle sal lag as jy van hulle wegstap. Jy kan besluit. Nee. Wat is jou gunsteling, wat is jou voorkeure, wat is jou maniere, wat is jou optrede? Wie verteenwoordig jy? Wie verteenwoordig jy vandag? En dan op die volgende skets, en ek maak klaar, volgende skyfie. Mag jy vandag as Papa, as Abba, as Vader waar jy geplaas is, mag jy vol liefde wees, soos wat die Vader se liefde vir jou is. Mag jy in pas wees met God se wil vir jou lewe. Mag jy Jesus gaan verteenwoordig in jou wêreld. Mag jy hard werk, ouens. Almal van julle, ek hoop jy werk hard, nie maandag nie, dinsdag. Nee, mag jy hard werk, maar mag jy nie harteloos wees in dit wat jy doen nie. Mag jy dinamies wees, maar nie oordonderend nie. Mag jy streng wees, maar nie vertrap nie. Mag jy probleme hê? Ja, asseblief. Want dit is deel van die wêreld, maar mag jy nie moedeloos word met jou probleme nie. Mag jy asseblief prakties wees, maar asseblief net nie pateties nie. Mag jy vol lus wees vir die lewe, sodat dit kan oorvloei na ander toe. Mag jy beginselvas wees met jou geloof in God. Mag jy die regte koning, priester en profeet wees, waartoe God jou geroep het. En mag jy die verskil wees wat jy voor geroep is. God het 'n brandende begeerte met 'n skepingsplan en doel vir jou lewe. Hy droom oor jou. Hy droom oor die tipe papa wat jy moet wees. Mag jy dit gaan leef. En mag jy dit gaan doen met die kragtige werking van Jesus Christus ons verlosser. Ek wil graag vir elkeen van die papas bid hierso, en ek vra, onthou nou, wat het ek nou gesê? 'n Papa is nie net noodwendig jou nasaate nie. 'n Papa is 'n skepper, 'n uitvinder, hy's 'n grondplakker, hy's ou wat heeltyd daar is. So, ek wil vra, die papas wat hier is, mamas, kinders, sit bietjie hulle hande op hulle, net so op hulle skouers. Hou hulle net so bietjie, net bietjie daai persoonlike, né? Daai vashou. So, hou bietjie vas. Kom. Hou bietjie die manne vas. En ek wil graag vir elkeen aanbid. Kom ons maak dit oop. Ons hemelse Vader, dankie Here. Dankie vir kosbare papas. Dankie vir kosbare manne wat voorsien en wat dra en wat kyk en wat vat en wat die regte atmosfeer skep. En mag U die regte atmosfeer vir elkeen van hulle skep, Here. Dankie vir hande wat op elkeen gelê word.
mag daai mensehande nie nou vir hulle mensehande wees nie, maar mag dit u hand van liefde en genade en seën wees, Here. En mag hulle op 'n unieke manier toegerus word om uit te stap hier vandag, hierdie 15de Junie 2025, en 'n lewe van impak te gaan leef, in pas met u wil vir hulle lewe. Dankie Here dat ons dit kan vra uit u hand uit, dat ons die vrymoedigheid het om dit uit u hand uit te kan vra. Here, dankie vir die vertroue waar ons dit kan stel om te sê, wat ons nie weet nie, kan ons net by u kom aanklop, u sal vir ons voorsien. Leef in ons, Here, soos wat ons lied ook nou gaan sê. Dankie dat ons dit kan bid, in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Dankie. Ek waardeer dit. En ek vra jou om te staan en om spesifiek te kyk na die woorde van die lied. Mag dit in jou leef en mag jy 'n geseënde Vadersdag met baie impak hê. Ek is honger en ek dors na u, o Heer. U maak als begaaf en roep my op my naam. Omvloei deur my en stap nou met my saam. Gee my hart, leef die droom in my. Leef in my, ek nooi, kom leef in my, leef in my, leef in my, ek nooi, kom leef in my, leef in my, leef in my, ek nooi, kom leef in my, leef in my, leef in my. Ek is honger en ek dors na u, o Heer. U maak als begaaf en roep my op my naam. Kom vloei deur my en stap nou met my saam. Ek gee my hart, kom leef die droom in my. Leef in my, ek nooi uit, kom leef in my, leef in my, leef in my, ek nooi uit, kom leef in my, leef in my, leef in my, ek nooi uit, kom leef in my, leef in my, leef in my. Kom vloei en leef en praat deur my. Kom vloei en leef en praat deur my. Vloei en leef en praat deur my. Kom vloei en leef en praat deur my. Leef in my, ek nooi uit. Kom leef in my, leef in my, leef in my, nooi uit. Kom leef in my, leef in my, leef in my, ek nooi uit. Kom leef in my, leef in my, leef in my. Leef in my, ek nooi uit. Kom leef in my, leef in my, leef in my. Hemelse Vader, dankie dat ons dit kan sing, dat ons kan vra, kom leef u in elkeen van ons. Dankie, dankie, dankie. Amen. Geniet julle Vadersdag.